Ek praat vandag met Dewald Olivier. Jy kan jouself miskien 'n bietjie vir ons voorstel, maar van RMIS. Dis reg, CEO van RMIS. Ja, wel prokureer by trade soos hulle sê. Het in die industrie ingekom 2017 van niks geweet nie. Hulle sê dit vat so 7 jaar binne in die bedryf, dan begin jy verstaan hoe in die rooivleisbedryf dit werk. So ek is nou daar, ek is nou in 7 jaar. Ja. So ek begin nou verstaan, al wat ek nou weet is dat ek niks weet nie. En dis 'n redelike ingewikkelde bedryf om 'n rede daar so baie rolspelers is. Ek dink elke gedeelte het 'n klomp rolspelers. En ja, nee, dis 'n redelike eksentrieke bedryf en tog aan die ander kant dink mense baie keer jy is uniek en dan is daar 'n klomp ander rolspelers en waardeketings wat presies dieselfde lyk as jy. So ja, maar ons wil graag glo in Suid-Afrika is die rooivleiswaardeketting werklik uniek. Ja. So wat presies is RMIS se rol in rooivleis in Suid-Afrika? So RMIS is 'n uitvloeisel uit 'n regulasie wat geskryf is vir rooivleis om die rooivleiswaardeketting te bestuur en te ontgin. So ons is administrateurs van die statutêre heffing. So elke bees, skaap en bok wat geslag word, ons kry 'n bedrag van daai geld, van daai koste word aan ons toegewys en by wyse van 'n statutêre heffing moet die abattoir dit aan ons oorbetaal. Ons vorder dit uit die aard van die saak en daar's baie keer maar gesprekke rondom hoekom en waar en wat word daarmee gedoen. En dan het ons 4 pilare waarop ons staan. En ons moet die geld wat ons ontvang vir die waardeketting in hierdie 4 pilare insit, waarvan dit dieregesondheid en publieke gesondheid is. En ek dink dieregesondheid gaan oor die gesondheid van die dier. Is hy gesond, is hy goed? Lewende hawe welsyn is deel van dit en dan natuurlik vleis. So ons neem publieke gesondheid is die vleis gesond? Dan het ons marktoegang, nuwe toetreders tot die mark en natuurlik ook internasionale markte oopmaak en kyk of ons kan beter toegang kry tot internasionale markte. Ons derde been is inklusiewe groei, wat maar transformasie is en ons het net gesê, ons wil die totale koek groei, eerder as om die koek in kleiner dele te sny. En dan die 4de been waarop ons staan is mededingendheid en volhoubaarheid. Nou mededingendheid, definitief teenoor ander lewende hawe proteïene of diereproteïene en dan natuurlik ook, soos ek sê, die ouens wat gras afsny en dit geur om soos vleis te proe. Dis ons ander groot mededinging en volhoubaarheid in die volle sin van die woord. Ja, ek verstaan. So, wat is dit van RMIS in die toekoms, van RMIS wat jou opgewonde maak? Ek dink die groot ding is, ons het 'n skoon canvas. Ons kan regtig, en dit wat gebeur het sedert 1994 toe die vleisraad ontbind het en daar so veel goed gebeur en tog was dit sonder enige tegnologie, amper as ek kan sê. En dit wat ons nou op die been bring met RMIS en na speurbaarheid onder andere en spesifiek wat ons aan Magenda doen, is ongelooflik. Die feit dat ons iets kan vat wat eintlik so algemeen is in ons bedryf en dit gaan neersit op iets wat in totaliteit vir ewig gaan staan. Dis 'n ongelooflike voorreg op hierdie stadium. So, ons sit vandag hier so in gesels, omdat, soos jy sê, ons is betrokke saam met julle om regtig unieke tegnologie nou te skep vir die rooivleisbedryf in Suid-Afrika, maar nie net dit nie, agri dink ek as 'n geheel. En soos jy nou weet, ons spesialiseer daarin om digitale intellektuele goedere vir julle te bou, wat absoluut uniek is. So watter deel van daai, ek wil amper sê, daai paadjie wat jy saam met ons gestap het, wat staan vir jou uit daarvan? Die heel eerste ding wat uitstaan is, toe ons die gesprekke begin met Gendak, kyk, baie keer as jy na 'n spesialist toe gaan, of jy gaan na 'n kenner, dan wil hy altyd vir jou vertel wat jou probleem is. En hy wil vir jou 'n oplossing gee, my vrou sê ek doen dieselfde. Ja. Ek het 'n halwe sin gehoor en dan wil ek oplossings gee. Maar toe ons by Gendak aangekom het, ek dink die eerste paar vergaderings wat ons gehad het net gegaan om te luister oor wat is werklik ons probleem. En nie, ek praat nie van die normale verkoop van my besigheid nie, maar sonder om vir ons te vertel dat, moenie worry nie, ons het vir jou 'n antwoord. En ons het dit nie gehoor nie. En dit was glad nie negatief of kommerwekkend nie. Inteendeel, dit het veroorsaak dat ons gehoor gevoel het. Of voel dat ons gehoor word. En soos ek sê, die eerste paar ontmoetings wat ons gehad het, was regtig net eers gewees, verduidelik vir ons wat jy doen, en ek dink daarmee saam het ons nooit 'n baie skoon en 'n oop en 'n duidelike prentjie gehad van waar ons wil uitkom nie, maar ons het na speurbaarheid neergesit. En dit was van die begin af wat vir my uitgestaan het gesê het, ons is nie
ons is nie as 'n kopie gesien van iemand anders of 'n afdruk gesien en gesê julle pas in hierdie boksie in want julle lyk amper so nie. Ons is hanteer as 'n organisasie of 'n maatskappy op ons eie. Ek dink daar is 'n belangrike beginsel vir ons. So jy het nou gepraat oor dit vat jy so 7 jaar om agter te kom jy het nog goedjies om te leer. Kom ons stel dit maar eerder net so. So van ons kant af het ons absoluut respek vir julle as kenners in julle veld. So dit maak nie vir ons sin om vir julle te sê kom ons los probleme op wat ons nie eers weet bestaan nie. En julle weet so baie dat julle gaan vergeet om vir ons al die inligting te gee. Dit is nie die diepte van jou kennis. Maar die storie van tegnologie skep is nie dit kom nie sonder uitdagings nie. So wat is van die uitdagings wat jy al ervaar het en in die paadjie wat ons gestap het? Ek dink ons grootste uitdaging is, en dit sal seker bly, is die industrie waarin ons is die feit dat ons werk met rolspelers binne die bedryf wat nie noodwendig tegnologies aangelê is nie. Jy kry ouens wat hulle verstaan is 'n slimfoon en hulle wil glad nie by 'n rekenaar wees nie want hy's 'n boer. Hy wil in die veld agter sy cruiser wees of agter die bakkie se stuurwiel en om daai oorbrugging te doen. Ek dink dit is ons grootste die hekkie wat ons moet oorkom. Ek dink die skryf van die plan en die struktuur en die platform, dis vir my tot 'n mindere mate 'n probleem. Die groot uitdaging gaan wees om dit wat ons neersit ontvanklik te maak vir die verbruiker. En ek glo dat die gesprekke wat ons al gehad het en selfs vanoggend gehad het in 'n vergadering dat ons definitief daai oorbrugging sal kan doen en dat die vermoë daar is om dit slim te kan doen. Ek dink dis iets wat ons nogal sien in 'n paar bedrywe. So wanneer jy gaan en vir 'n boer byvoorbeeld sê hier is presies die ding wat jou probleme gaan oplos sonder dat jy eers hoor hoe hulle daaroor dink of wat hulle nodig het, dan is dit ek wil amper sê jy kan nou omtrent dink jou sukses gaan nie baie hoog wees nie. Maar wat lekker was in die proses saam met julle is om saam met julle te sit en te sê okay, hoe sit ek myself in die boer se skoene en hoe gee ek van tegnologie wat doen wat hy wil hê, nie meer nie, nie minder nie, hy of sy. En as daar 'n klomp kompleksiteit is wat nog moet gebeur agter dit, dan ons sal planne maak daarmee. Maar vir die eindverbruiker moet dit presies doen wat hulle wil hê. Nie te veel nie, nie te min nie, net daar. Ja. So op daai noot wil ek jou vra, wat is van daai komplekse goeters wat jy al gesien het die GenX spanne mee gehelp het om opgelos te kry? Ek dink nou net sommer aan een voorbeeld, een van die goed wat ons tipies nie graag wil doen met tegnologie nie, is om groot te gaan as ons nuwe tegnologie in die mark inlaat nie. Maar jy het 'n bietjie 'n ander manier van dinge doen. So ja, so ek het die datum neergesit van 1 November en gesê ons sal klaar wees teen 1 November. Goed, kom ons kyk hoe werk ons terug. Ja. Nou ek verstaan, ek bedoel dis julle reputasie op die spel. Ek het daarom ook bygesê en die ouens wat geluister het dit gehoor. Ek het gesê ons sal 'n werkbare oplossing op die tafel sit. Dit gaan nie noodwendig 'n finale produk wees nie. So vir my is dit ek dink van daai hekkies wat ek al gesien het en dit die oplossings, die probleme wat ons gehad het. Behalwe die verbruiker aan die een kant of die gebruiker aan die een kant, dink ek intern was daar regtig baie min kompleksiteit wat ons nie uit kon sorteer onder mekaar nie. En ek dink is terug by Gendak wat sy span baie noukeurig gekies het om saam met ons te werk. En ek is baie eerlik daaroor, as ons 'n vegetariër op die span gehad het, sou dit baie moeiliker gewees het. Maar ek dink nie dit sou onmoontlik gewees het nie. En ek wil dit terugvat na julle professionaliteit toe. En ek dink dis een van die goeders wat vir ons uitstaan en hoe ons hierdie hekkies gesien oorkom word, as ek so kan sê, is om te hoor, en ek het van die begin gesê, julle luister vir ons kan dit neersit, en ja, ek is 'n hoe tipe ou wat instap en sê, dis hoe dit moet wees, en ek sê altyd, ons het altyd, ek sê dit, ek het iemand nodig wat my net ground, en net weer terughou en sê, jy kan dit nie so doen nie, so, ek dink Gendak doen dit baie, baie goed, sonder om die idees af te skiet, sonder om te sê, dis ondoenbaar, ons sal dit nooit kan maak nie, om eintlik die verwagtinge te bestuur. En ek dink dis waar 'n klomp van dit
van dit inkom, maar ek moet vir jou sê, deur hierdie proses het ek ook gesien hoe Gendac se ouens opgewonde raak op dit wat ons kan bereik. Op dit wat ons kan doen. Daar's vanoggend 'n voorbeeld gemaak en ek moes vir een van die ouens sê, wow, dis fantasties hierdie, maar ons kan nie dit wys by Nampo byvoorbeeld nie. Nog nie. Ons sal daarby kom. Maar Gendac het die voorstelle gemaak oor, ons moet hierdie wys. So ek dink dit ons begin afgee aan mekaar om 'n suksesvolle produk op die tafel neer te sit. Ek moet jy sê, maar jy's reg, ons gaan nou 'n bietjie oor die mense praat, maar ons is 'n mensebesigheid. So as jy nou in die geboue rondstap en ek dink enigiemand wat bietjie vir ons kom kuier sal sien, ons baie toerusting en baie skerms en sulke goeders, maar dis 'n mensebesigheid. En as ons die regte mense kry, beide wat in die spanne is en die regte kliënte, soos julle, dan is daar ongelooflike tipe van waarde wat geskep word. So, dink jy dit is 'n waarstelling om te sê Gendac se manier van werk laat julle toe om julle projekte en energie te fokus op goeders wat regtig hoë impak gaan wees. Definitief. Ek dink ek hoef nie bekommerd te wees oor dit wat gebeur by Gendac nie. Die feit dat daar 'n span toegewys is aan ons. Ek bedoel dit is onmiddellik gemoedsrus gebring om te sê dis nie een ontwikkelaar wat ergens in 'n donker kamer sit en net in die dag of in die dag slaap en in die nag uitkom om te ontwikkel en ons het hom in Januarie neergesit en ons gaan oor 6 maande iets hoor nie. Die interaksie is werklik, dis weekliks, dis intyds en die gemoedsrus wat ons kry regtig met jou opmerking rondom mense. Ek dink die pas, soos die Engelsman sê, die fit is ongelooflik goed. En as dit is wat dit beteken is om 'n tegnologiese produk op die tafel te sit, dan sal ek dit eenmal 'n jaar doen. Okay. So op daai noot wil ek nou vir jou vra, gegeewe die dat ons so verhoudings is vir ons, dis die fondasie waarop ons alles bou. So wat is jou ervaring van die interaksies met Gendac se leierskap spesifiek? Ek dink van die begin af, in die eerste vergadering wat ons gehad het, was direkteure almal betrokke gewees. Ek dink ons het nooit gevoel, ons kry, kom maar in en praat met hierdie ou en as dit 'n voorstel is wat kan werk, dan kry ons julle, dan sal ons daarna kyk nie. Die leierskap van Gendac was van die begin af betrokke gewees en het dadelik met die nodige insig en ek wil sê met baie omsigtigheid opgetree oor dit wat ons verduidelik het. Ek kan die eerste vergadering onthou hier in die gebou wat ons gesit het en ek dink daar was soveel goed wat rondgevlieg het. Ek is ADHD en alles en ek dink ek het oral gepraat en ek dink daar was so, waarheen gaan ons met hierdie ding, wat is hier in die gang, maar julle het van bestuur se kant af of van die direkteure self se kant af het gesê, goed, kom ons breek dit af stelselmatig want ons wil graag hoor wat hierdie is en julle betrokkenheid regdeur is regtig dit gee regtig baie gemoedsrus en ons is baie dankbaar oor. Ek is dankbaar oor. Nee, ek onthou daai, ek dink die eerste vergadering was net aan die ander kant van die muur geweest. Ek onthou hom ook baie goed. En dan as jy kyk hoe jou spanne met ons spanne saamwerk, wat is jou indrukke daarvan? Hulle begin mekaar verstaan en ek dink hulle begin grappies met mekaar maak. Daar's geterg en dis meer en ek dink dis 'n teken daarvan dat hierdie ouens gemaklik is met mekaar. Nuwe ouens wat ingekom het, ander ouens wat uit is en dit het regtig veroorsaak dat hierdie ouens regtig goed met mekaar saamwerk en ek sien net selfs vir die een dame wat daar is wat nou in ons kantoor sit, sy werk gemaklik saam. Dalk met sy 3 broers sit, maar andersins ook is dis maklik tussen die manne en ek dink hulle werk regtig baie goed saam. En is daar 'n spesifieke highlight? Nou kan ek nie in Afrikaans dink nie. Is daar 'n spesifieke hoogtepunt wat jy dalk wil uitlig oor die tyd wat ons nou saamwerk? Ja, ons het die eerste konsep wat ons neergesit het rondom die geolocation nommers. Ek dink toe ons daai ding op die skerm sien en ons sien dit en dis presies wat ons in ons geestesoog gesien het hoe dit moet lyk. En dis regtig, dit het vervat dit wat ons dit wou gehad het, dit moet wees. Ek dink dit was 'n ongelooflike hoogtepunt om te sê, hier's iemand wat verstaan wat ons wil doen. En ek is terug by my eerste opmerking om te sê, hier's iemand wat geluister het en gehoor het oor wat ons wil bereik. En yes, ons is hier, ons het dit bereik. So dit was regtig vir my 'n aha oomblik en dit het drop. En dan die gemoedsrus is daar om te sê, yes, hierdie ouens het dit. Ek kan aangaan met dit wat ek moet doen.
is na die waardeketting van rooi vleis in Suid-Afrika kyk, ek hoef nie hieroor bekommerd te wees nie. So laastens wil ek vir jou vra, hierdie paadjie waarop julle nou saam met ons stap om unieke tegnologie te skep dis 'n moeilike ene en jy moet nogal hare op jou tande hê en ons het geweldige waardering vir die manier wat julle saam met ons werk. Maar as daar 'n stukkie raad wat jy vir iemand anders in julle industrie kan gee of miskien buite industrie oor hierdie paadjie wat jy nou stap om sulke unieke tegnologie te skep? Die eerste ding waaraan ek dink is enige besigheidsverhouding is soos trou. Ek dink jy moet saam met die regte vennoot in die bed klim. Sorry die analogie, maar ek dink op die einde van die dag het ons die regte vennoot gekry en daar ons is. En ek dink Gendak was vir ons definitief 100% pas gemaak, as ek so kan sê. En ek dink ons pas so goed by mekaar. Ons kan elke jaar 'n projek saam doen. Ja. En ek dink as ek vir enigiemand kan sê is daai eerste besluite, daai begin, as dit minder goed begin, dan weet jy kan net sleg eindig. So ek wil vir jou sê binne in die verliefde fase van dis waar die belangrikste is. En jy het iemand, klink dit soos 'n vrou, jy het iemand nodig wat vir jou luister. En jy het iemand nodig wat nie vir jou antwoorde gee voordat jy antwoord neergesit het of voordat ek my vraag en probleemstelling neergesit het nie. So kies 'n vennoot wat bereid is om te luister en bereid is om die probleem te verstaan en nie noodwendig jou in 'n boksie te sit oor dit hoe ander mense lyk nie. Ek dink dit is regtig wat vir my uitstaan. Ja, maar baie dankie. Dankie vir jou tyd en ja, julle is vir ons dis 'n geweldige goeie verhouding saam met julle te hê. En ons sien uit na 'n baie lekker lang pad vorentoe. Dit baie dankie. Ja, en dankie wat julle vir die land doen. Dit is regtig ongelooflik. Nou gaan eet. Ja. Dankie Sjoe.